Every creature groaning from the cold.
sing saam. Halleluja. Halleluja. Van die Heer God almachtige Heer. Halleluja. Halleluja. Van die Heer God almachtige Heer. Halleluja. Heilig is die Heer God. Here, baie dankie dat ons by mekaar kan wees, of saam kan wees, waar ons ook al is, of ons hier is, en of ons by die huis is. Here, dankie dat u teenwoordigheid reël regtig is. En ons wil net in die teenwoordigheid wees op hierdie oomblik, hierdie tyd van die week, hierdie tyd van 'n Sondagoggend. Weet ons u is God, en ons aanbid u daarom, Here. Maak ons bewus, baie meer as enige ander oomblik, dat u God is. Maak ons bewus van onsself, dat ons u kinders is. En dat ons aan u behoort. En mag ons met alles van ons u aanbid, Here. Amen. Nou van my kant af baie welkom. Julle kan nog nader aan mekaar staan as julle wil. Dit is sommige plekke COVID rig, maar as jy nie nader kan staan aan iemand nie, moet jy net baie beweeg. Ons gaan julle nou help 'n bietjie meer te beweeg. En die volgende lied sê presies dit: ek leef binne u, Heer. En is 'n lied wat jou kan help om so 'n bietjie warmer te word. So kom ons aanbid die Here met die lied wat sê ek leef binne u, Heer. U leef binne my. U het my verlos. Kom ons aanbid die Here. Terwyl julle so staan, wil ek gou-gou julle uitnooi
En miskien net eers gou dit verduidelik hoekom ek julle nou op hierdie manier gaan uitnooi. Dit is nou, ons haak nou in by die skoolse ritme van vakansie. Ons nou almal gaan mos nou in hierdie wintervakansie in. Dit is uitsonderlik koud hierdie jaar. So mens mobiliteit word so 'n bietjie ingeperk. Ek weet nie of julle agtergekom het nie. Ek weet nie wat my ouderdomslyfie is wat nou as ek opstaan dan kraak dit meer. Ek steun meer en mens voel nie lus om te gaan oefen in die oggend as jy in die oggend oefen nie. So mense is nou die geneigtheid om nou hierdie skoolvakansie, julle kinders, om nou in 'n winterprogram in te gaan. En die winterprogram beteken gewoonlik jy laat al daai fisiese lekker oefening van wat Renier drombewegings in 'n mens losmaak. Vergeet jy so 'n bietjie, want dis mos nou vakansie. Mense sê altyd jy kan maar 'n bietjie van 'n winterlyfie kry, né? En so nou as die strand weer wink, die strande, dan gaan jy werk aan jou somerlyfie. Maar net om julle te help om julle winterlywe reg te hê, wil ek so 'n paar fiksheidswenke terwyl julle staan vir julle gee en ek vra nou julle samewerking asseblief almal van julle. Groot, klein, oud, jonk, doen soveel as wat jy kan, so vinnig as jy kan, so goed as jy kan. Net 'n paar fiksheidswenke en dit is regtig baie nice. Die eerste is 'n strekoefening. OK. Is nie moeilik nie. Jy staan nou naby mekaar, maar probeer net gou 'n bietjie strek. Ek of jou tone kan raak. Alright julle. Alright, ek weet dit is nou baie moeilik vir julle in julle gereformeerde gevoel van koud wees op die oomblik. Maar as jy dit nou so kon doen, want is baie goeie rede sê die Bybel dat ons moet strek. Die Bybel sê vergeet van die dinge wat agter is en strek jou uit na die dinge wat voor is. So as jy strek vir die broodjie of die bottertjie of die konfytjie of die roomys of die koffie, onthou, vergeet van die dinge wat agter is en strek jou uit na wat voor is. In hierdie wintervakansie wil ons hê julle moet asemhaling oefeninge doen. Julle moet nie op 'n asemhaal as julle op die rusbank lê en julle reekse kyk nie, asseblief. Kinders, jong mense, studente, veral julle. Haal lekker asem. Sit, julle weet hoe doen mense asemhaling. As jy by die kantoor sit en jy kry 'n oproep, kan jy terwyl jy oproep het, kan jy rustige asemhalingsoefeninge. Ek gaan nie vir julle dit laat demonstreer nie, maar jy trek deur jou neus in vir 7 tellings, hou dit vir 4 tellings in, laat dit vir 8 tellings uit. So kundiges, dokters sê, dis as jy dit 7 keer 'n dag doen, gaan jy goed voel in jou lyf ook. Maar die Bybel sê, laat alles wat asemhaal die Here prys. So as jy jou asemhaling oefeninge doen, dan moet jy ook dit onthou dat jy daai selfe asem gebruik om die Here te prys. Die breinoefeninge is 'n moeiliker een. Party van julle, wie van julle speel Sudoku? Die ouer mense, kom julle moet dit doen. Blokkies raaisels moet julle invul. Julle moet wat is die ander goeters, daai woord daai goed wat julle in die woord daar op die rekenaar op die selfone speel, daai woordgoetertjies, daai woordspeletjie. Wordle. Daai ene. Dis goed vir die brein. Goeie, doen al daai breinoefeninge wat julle kan doen, maar en julle hoef dit nie nou te doen nie. Ons kan nou somme doen so goed as moontlik. Eet vis, goed vir die brein. Maar die Bybel sê watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. As julle brein wil oefen, doen positiewe gedagteoefeninge. Dink positief oor jouself. Hoekom? Want God het jou lief. Dink positief oor jou vrou of jou kind of jou man of jou pel of jou vernoot of jou die karwag, wat ook al, positief. Hoekom? Want God het hulle lief. Positiewe breinoefeninge. Nou, die oogoefening ding, julle moet net geduldig wees, want ek wil julle deur die hele spektrum van dat julle fiks kan wees aan die einde van hierdie vakansie, skoolvakansie. Oogoefeninge is die oogkundiges hierso. Hulle sê, hulle het vir my, ek het al gehoor daarvan, dat hulle sê, jy moet so 'n bietjie jou oë ook oefen. Jy kyk op, julle kan dit nou saam met doen, want julle gaan nou sit en kyk vir my op, dan kyk jy regs, dan kyk jy links, jy mag jou kop beweeg nie. Hulle sê, jy moet dit so 'n paar maal 'n dag moet jy dit doen. En dan gaan jou oë, daai spiere in jou oë raak los, want dit verkalk en wat ook al. Maar die Bybel sê vir ons, vir hierdie fiksheidsprogram, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van alles. As jy wil fokus, as jy wil leer om te kyk na 'n plek, kyk na Jesus. Hoekom? Hy is die begin en die volëinder van alles. Gesiguoefeninge is 'n moeiliker ene vir 'n mens om te doen, want dan dit vra jy moet voor die spieël gaan staan en dan moet jy nou al hierdie wangoefeningkies en goetertjies gaan doen, wat goed is vir jou, want jy verleer om te glimlag. Mens kan regtig jou vuis kan stak, soos wat jy in die lewe kan stak, en jou vuis stak. En dit is moeilik om by so ou verby te loop, as jy hom vriendelik groet en hy is gestak.
So doen die gesigoefeninge, want die Bybel sê, wees altyd bly. Omstandighede, die botter en die suiker en die melk kan duurder word, jou brandstof kan opraak in jou kar kan breek, jou vrou kan vir jou kwaad wees, jou wat ook al, jou hond kan siek raak, en dan voel 'n mens nie bly nie, maar jy kan altyd bly wees in die Here, en dit gee vir 'n mens rede om te glimlag. Hier is 'n paar oormense, jy moet jou ore ook oefen. Wie van julle kan julle ore beweeg? OK, dit is blykbaar nie regtig 'n ooroefening nie, jy kan dan wil jy kan hom met jou so oefen, maar ek weet nie wat se ooroefeninge daar is. Ek het maar gedink vryf dit warm, want dit is vrek koud, en as jy met jou ore kan jy net maar warm vryf, maar die belangrikste ooroefening vir ons is wat die Bybel ook sê, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad word nie. As jy fiks wil wees aan die einde van die vakansie, dan moet jy leer om baie doelbewus te luister na die ander persoon, al like jy die ander persoon nie so lekker op daai oomblik nie. Luister. Luister na God, luister na ander mense, luister na mense wat selfs nie praat nie, luister na hulle. Maar ons moet ook tongoefeninge doen, en julle kan nou, ek en Drini het onbewustelik, ons het gedog, die span gaan nie, wees, ons het nie ons WhatsApp boodskappe lekker geluister het, en sy het op haar eie op pad van hier af, het sy ontbloot, dat sy op pad hiernatoe stemoefeninge, daai tipe oefeninge gedoen het, want ek het gedog, ek en sy gaan sing. Ek kan nie sing nie, so ek moes toe, ons het sulke goede, julle kan nie glo wat ek gedoen het, so in my alleenheid in die op pad hiernatoe nie. Genadiglik het die Here dit gegee dat die span hier is, want ek het baie hard gebid daarvoor ook. Maar die Bybelse fiksheidsoefening vir die tong is, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Bedoelende, as jy jou tong gebruik het om die Here se naam groot te maak. As jy jou tong gebruik, Jakobus is vol daarvan, moenie lelike goed sê nie, sê goeie goed. Bedoel goeie goed en gebruik jou tong om daai goeie goed te sê. Beenoefeninge gaan ek nie nou vir julle gee, dit kan julle ook doen. Mens kan 'n paar beenoefeninge doen. Trappies klim is 'n goeie beenoefening. Maar Hebreërs 12 vers 12 sê, versterk daarom die slap hande en lam knieë en loop die reguit pad. Moenie ophou om te stap hê. Is julle nog gereed vir die fiksheidprogram? Is julle nog okay? As ek baie keer hospitaal toe gaan, dan is een van my aanduiders van my harttoestand en my fiksheid is dat ek gebruik nie die huiser nie, ek stap die trappies. En 'n ander dag moes ek na die hoësorg eenheid op die 5de vloer gaan. Toe ek daar bo kom, ek het nou vir 'n paar weke nie geoefen nie as gevolg van 'n besering. Toe kon ek agterkom ek moet nou weer begin oefen. Want dit is altyd vir my 'n aanduiding van hoe vinnig my hart klop, want ek kan gewoonlik nie met iemand praat, ek so uit asem as ek nie fiks is nie. So jy kan letterlik ook trappies klim om jou hart of jou bene net so op en af lig waar jy staan, net om jou hartritme goedjies reg te kry. Maar ons leer in die Bybel 'n goeie hartoefening is om skep vir my 'n rein hart, o Here, om dit vir die Here te vra, om versterk my gees en maak my standvastig. As jy om jou hart skoon en reg te hê voor die Here. Micha leer vir ons baie daarvan, ons gaan nou so ietsie daarvan sê. En dan nekoefeninge, maak gou daai dan. As jy al 'n nekbesering gehad het in rugby of in 'n ongeluk was, dan weet jy as jy jou nek so baie gaan kraak, en dit is baie goed om wakker te bly in 'n erediens om jou nek so nou en dan so te maak ook. En die Bybel sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. As jy angstig is, dan begin jy dit doen, né? Jy begin om jou kyk, want iemand jaag jy wat nie daar is nie. Angstige mense kyk baie rond. Doen jou nekoefeninge. Wees nie bevrees nie, want ek, die Here, is by jou. En handoefeninge is baie maklik, jy skud dit net in rugby het ons geleer, ek was skramskakel, jy skud jou hande so lekker, veral die ouens wat middeljare, einde van die jaar is bekend hoe waar die trigger fingers begin kry, wat stokstyf vashak in die middel van die nag, julle moet gereeld julle vingers losmaak, om te wat? Om te bid. Ekskuus, dat ek net daar terugkom. Ek strek my hande uit na U toe. As jy jou hande gebruik dit om na die Here toe uit te strek. En oor die algemeen, wees nie bekommerd nie. Werp al julle bekommernisse op die Here, want hy sorg vir julle. Jy gaan nie die lewe maak, as jy al daai goed, daai vragte vat, elke dag, en jy probeer dit dra, jy gaan nooit fiks word, geestelik fiks en weerbaar word nie. So, lekker oefen. Is julle reg vir dit?
Kom ons sing weer hy lied wat ons nou net gesing het. Ek leef binne U, Heer. U leef binne my, U het my verlos. Maar gaan sit. Julle gaan nou die sitoefening doen, ontspanningsoefening doen en as jy in die slaap raak, is dit goed. Dan kan jy maar slaap. Ek gee jou toestemming om nou rustig te kan slaap. Maar voor ons nou julle nou in slaap raak. Kom ons bid saam volgende gebed waar ons sê as ek stil word en die gebed sê dit om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees. As U hartklop teen my wang As ek U hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Kom ons bid dit saam. Ons gaan nou saam met die Bybel lees, ons gaan saam na Micha luister, maar ons bid eers hierdie gebed saam. Oh
As jy 'n Bybel saamgebring het, kan jy oopmaak by Micha. Dis die boek net na Jona, as ek dit reg het. So ons gaan die eerste 2 hoofstukke van Micha lees. Voor ons dit lees, wil ek gou 'n eerlike vraag by julle, of 'n antwoord by julle almal hê. Wie van julle is mense wat daarvan hou om kritiek te lewer? Maar ek sê, wie hou daarvan om kritiek te lewer? Daar's as jy nou personality profiling doen of bietjie van die goed oplees, sien 'n mens daar sekere persoonlikheidstipes wat meer geneig is om van nature krities te wees, né? Krities oor te kom. En eerlik te wees. En as jy 'n ekstrovert is, gaan jy dit sê, en as jy 'n introvert is, gaan jy dit dink. Gaan jy die kritiek in jou kop dink. Alright, so wie van julle, ons het so 'n paar gesê, wie van julle is baie eerlik daarom te sê, ek hou daarvan om kritiek te lewer. En wie van julle hou daarvan om gekritiseer te word? Niemand nie. Okay, ons is ten minste almal eerlik daaroor. Niemand hou daarvan om gekritiseer te word, en veral as jy verkeerd is. En as jy op 'n sensitiewe stadium van jou lewe is, dan hou jy nog minder daarvan om, of op die tyd van die dag het ook is, as jy moeg is, gaan jy dit net nie van hou as iemand jou kritiek vir jou lewer nie. Of watter tipe kapasiteit jou verhouding het, as iemand in die verhouding die ander ene kritiseer, is dit nie 'n lekker gesonde plek om daai kritiek te ontvang nie. Nou, baie eerlike ene, want dit gaan 'n klomp goed vir jouself bepaal. Wie van julle hou daarvan dat iemand anders te kritiseer? Niemand nie. Want dit is nie 'n lekker ding nie. Dit raak mos toksies as mense heeltyd hoor hoe praat iemand van iemand anders en kritiseer hulle. Maar okay, hou daai ene vas. En gaan dink 'n bietjie na die erediens weer daaroor, want ek dink ons almal is so 'n bietjie skuldig aan daai ding. Want as ons WhatsApps lees, en jy sien ook, of Facebook, die ouens wat Facebook is, en jy sien die Facebook boodskappe wat oor mense gesê word en wat ook al, oor mense wat ons ook nogals voel, hierdie ou, daai ou, wat ook al, publieke figure, politieke figure, whoever, dan is daar, dit maak maar goeders in onsself los ook. Nou, daar's 'n geleerde ou wat sê, profete, ons is met klein profete besig, daar's 12 klein profete, ons het verlede week op Badja gedoen, as ek dit reg kan onthou. Ons het, die res van die profete het ons al so met die loop van die jare klompie gedoen, en ons gaan nou die laaste 4 wat ons nog nie gedek het in die gemeente vir die afgelope paar jaar, gaan ons vinnig na kyk. Klein profete beteken nie, hulle is klein in statuur of van minder belang nie. In Engels is die minor prophets. Al wat dit beteken is korter boeke. So die ouens het hulle sê gesê en klaar gekry. Maar dit beteken nie dat hulle van minder belang is om nie gehoor te word nie. En die geleerde ou sê, die profete het gewoonlik 2 goed, veral die profete wat met Israel te doen gehad het. Daar's veral 2 goed wat hulle gedoen het. Die een is, hulle het kritiek gelewer. Ek het altyd gedink oppervlakkig oor profete, hulle is die ouens wat krities kyk na die samelewing, na wat in die omgewing gebeur, en dan evalueer hulle dit en interpreteer dit in die lig van wat God vir hulle gesê het vir die mense met wie hulle te doen het. Dit is nou baie ingewikkelde manier om te sê. Maar profete is die ouens wat die status quo versteur. Dit wat hoe normale gang van goed gegaan het, is hulle besig, hulle skud dit so bietjie. Hulle bevraagteken die heersende orde van goed. So hulle kritiek is hierdie goed. Hulle bevraagteken wat nou huidiglik aan die gang is. En vir baie ouens, as hulle op 'n sekere manier goed doen, dan, en dit word bevraagteken, gaan dit baie keer nie goed af vir die profete nie. So hulle bepleit ook 'n nuwe manier van lewe en 'n nuwe manier van kyk na goed vir jou persoonlike lewe. Hulle krap baie keer, en as jy die profete eerlik lees, en Micha onder andere, eerlik gaan lees, dan dit versteur jou binneste, dit roer jou eie persoonlike binneste, dit versteur jou sosiale omgewing, hoe jy met ander mense omgaan, dit versteur hoe jy oor jou bankbalans dink en hoe jy dit spandeer, dit versteur hoe jy oor 'n politiek dink en oor politieke leiers dink, en politieke leiers oor hulle self dink, dit maak hulle ongemaklik. So as jy nie daarvan hou om so nou en dan so 'n bietjie van 'n skit te kry nie, moet jy liewers nie die profete lees nie. Want dis wat die profete gaan doen aan jou. Maar die profete doen ook iets anderste. Hulle energize ons. Die profete is ook mense wat hulle van God hoor gebruik om mense wat down and out is te inspireer. Om hulle energie te verskaf. Om vir hulle 'n boodskap te gee wat hulle weer kan align met wat lewe is. Dat hulle kan sing, ek leef binne U Heer, U leef binne my Heer.
Hulle vertroos die verdruktes. Ouens wat down and out is. Hulle genereer hoop. Dis mos 'n Engelse woord, dis mos 'n anglisisme van 'n generator. Die generator wat ontstaat as dit Eskom is, wat vir ons hoop van lig gee. Hulle is sulke ouens wat lig genereer. Wat hoop genereer vir mense wat geen hoop het, wie se uitkoms sleg lyk. Hulle bevestig mense se identiteit. Hulle is die ouens wat vir die volk sê, luister julle is down and out. Julle is nie op 'n plek waar julle wil wees. Julle is dalk in ballingskap. Julle gaan dalk ballingskap toe, maar onthou wie julle is. Julle behoort aan God. Onthou wie God is. Hy is julle God. En hy het homself vasgemaak aan julle. So hulle kan dalk wel soms negatiewe praters wees wat nie lekker is om te hoor van die kant af of as hy met jouself praat nie. Maar hulle is ouens wat tog positiewe aanmoediging gee. So aan die een kant gooi hulle so 'n bietjie asyn op die kos, wat nie lekker is nie, wat suur is. Aan die ander kant gee hulle heuning vir die hart. En dis die twee kante van wat ons moet vashou wanneer ons ook van Micha lees. Nou ek gaan vir julle eers net 'n paar verse lees uit Micha 1. Die woord van die Here het gekom tot Micha van Moreset tydens die regering van die Judeese konings Jotam, Agas en Hiskia. Dis 3 konings oor die spektrum van 3 konings wat is sy naam? Dat ek nou skoon vergeet. Met wie praat ons nou? Van wie praat ons nou? Van Micha. Ek weet seker maak julle is wakker. En dit handel oor 2 stede, Samaria en Jerusalem. Ek gaan nou vinnig iets daaroor sê. En dan sê dit, luister alle volke, gee aandag aarde met al jou bewoners. Die Here my God wil teen julle getuig. Die Here wil uit sy heilige tempel getuig. Die Here kom uit sy woonplek uit. Hy kom oor die hoë plekke van die aarde. Nou die direkte vertaling sê dit baie mooi. Die prentjie wat jy in gedagte moet kry, as die Here uitkom van sy troon af opstaan en hy begin loop, is dit soos 'n stampede. As hy trap, dan skud dit. Want wat hierna verduidelik word, sê dit dat die profiel, die demografie of die hele profiel van die aarde, die tipografie van die aarde verander wanneer die Here afkom om te getuig teen sy eie kinders. Is 'n skrikwekkende prentjie van wat jy in gedagte moet hou wat hier moet gebeur. Dan staan daar, berge smelt weg onder hom, laagtes skeur oop, soos was in 'n vuur smelt, so smelt die berge, hulle loop teen die hellings af soos water. Dit alles gebeur oor die sonde van Jakob, oor die oortredings van die volk Israel. So aan die een kant, Jakob, wat Israel verteenwoordig, en dan wat Samaria is die hoofstad van Israel op daai stadium, die Israel as 'n nasie is in 2 geskeur, op daai oomblik, en so die noorde is Israel met 'n hoofstad Samaria, en die suide, wat is Juda se afgodshoogte? Jerusalem. Die plek van aanbidding, die eintlik 'n spesiale stad moet wees, het nou 'n afgodsplek geraak. En dis die 2 hooffokuspunte van hierdie gedeelte. Wanneer het dit gebeur? Net so die ouens wat so 'n bietjie hou van agtergrondinligting, ongeveer 700 voor Christus. So dis die tye wanneer daai 3 konings geregeer het. En die 3 konings was so, as mense op 'n spektrum van bad na goeie konings kan sit, sal 'n mens sê die eerste koning Hiskia was 'n goeie koning. Oor hom is daar goeie lofliedere en geskiedskrywinge geskryf. Jy kan in Konings en Kronieke gaan lees van hom. Agas is in die ander kant. Agas kry 0 uit 10 vir sy koningskap. Hy is bad gewees. Jy kan sy stories gaan lees van hom en sy vrou en wat hulle gedoen het. En dan in die middel sal 'n mens sê is koning Jotam. Hy was so 'n louerige koning gewees. Soos baie van julle oor sekere presidente sou sê. Aan wie skryf hulle dit? Aan hierdie 2 hoofstede veral. Want in hierdie stede hoofstede Samaria en Jerusalem verteenwoordig eintlik wat in die res van die platteland gebeur ook. So die boodskap is bedoel na die leiers van die hoofstede, na die geestelike leiers van die hoofstede te gaan en dit moet uitrimpel na die kleinste van dorpies, sodat tot selfs in die families, hulle gaan agterkom in hoofstuk 6-7, word daar ook oor die familie goed gepraat. Want daar gaan dit ook nie goed nie. En hierdie boodskap met rimpel tot daartoe. Maar hoofstuk 1 en 2 is die fokus baie sterk net op hierdie stede. Waarom is die boodskap belangrik? Want hierdie ouens se alignment met God het uitgeraak. Hulle voel 'n vy op daai stadium vir die kritiek wat profete lewer.
Hulle is op hulle eie missie. Het sake met God. Die God wat iewers vra in ek dink Mega 5, wat het ek aan julle gedoen dat julle dit aan my doen? Dat julle vergeet hoe lief ek julle het. En iets wat julle moet nou oplet in die volgende klompie hoofstukke, en ek wil julle regtig aanmoedig, want ek gaan nie als lees nie, is dat julle moet gaan kyk na wie is God, watter prentjies filter deur van God in hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 7. Wie is hierdie God wat hier deurkom? Want ek dink ons kry 'n goeie, gebalanseerde God, 'n prentjie van God. Ek wil julle vinnig deurvat deur die aanklagte, want hoofstuk 1 en 2 en so 'n bietjie van hoofstuk 3 ook, maar hoofstuk 1 en 2 word die saak gestel. Dit sê, hier's die oordeel wat God, wat uit die hoogte uitkom, wat trap en die aarde verander van prentjie. Hier's die oordeel wat oor hierdie twee hoofstede en twee nasies kom. Hier's die aanklag, en hier is die redes vir 'n aanklag, en ons moet fyn luister. Ons het ons oefeninge gedoen. Ons moet fyn luister, wat is hierdie aanklag en hierdie redes wat die Here gee. Die eerste ene is, en ons gaan nou dink, maar ons is nou nie lekker skuldig daar nie, maar gaan kyk mooi. Die eerste is, ek ry in vers 7, hoofstuk 1 vers 7, al is sy afgodsbeelde, al sy afgodsbeelde sal stukkend geslaan word, sy verdienste uit prostitusie sal verbrand word, ek sal sy afgode vernietig, want hy het hulle bymekaar gemaak met sy verdienste uit prostitusie. Hulle sal die pad gaan van verdienste uit prostitusie. Wat gebeur het met Israel en met Juda, die lewe saam met die ander volke, ander nasies wat vir God nie aanbid het nie, met hulle afgoderry en tempels waar daar tempelprostitusie die orde van die dag is, het baie lekker geraak. Hulle het comfy geraak in die wel en wee van die nasies en die volke rondom hulle. Hulle het gemaak soos almal maak. Ons woorde. En eintlik maar gedoen wat en toe hulle na hulle prentjie van wie God is, en Amos word dit nogals ook redelik pak slaag gegee, dat ons dink ons kan met ons prentjie vir God vashou net vir onsself, en ons mould vir God in 'n prentjie en amper soos 'n klein afgoedjie. So hulle daai prentjie van hulle afgoedjie van God gevat en dit gemould met die afgode van daai tyd, die Baal godsdiens, vrugbaarheidsgodsdiens, en hulle het dit gemould om 'n nuwe afgoedjie voor wie hulle kan buig en aanbid. En dit was 'n afskuw in die oog van die Here. Die Here het dit pleinweg nie gelike nie. Enige iets wat jy belangriker ag as God self, meer tyd aangee as God self, waardering voor het, respek voor het as God self. En die meeste van die tyd is dit maar in ons moderne tyd onsself en ons goed. Die Here sê nou go. Ek, die Here. En dit het ek nie vir julle gesê nie. Mega beteken wie is soos die Here. Megaia is die Hebreëse woord. Wie is soos die Here? En dwarsdeur in hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4, al die hoofstukke, moet dit die sambreel wees waar julle al hierdie poësie en prosa lees. Dis meesterlike poësie wat Mega of die skrywer gebruik om uit te beeld hoe korrup hierdie nasie en volk is en hoe hulle harte lyk, sodat ek en julle 'n goeie prentjie kan hê om dit te verstaan. So afgoderry aan die een kant. Die ander een is onreg. En ek wil verduidelik dit met daai vers so. Kyk wat sê daar. Wie hulle wat onreg bedink, wat kwaad beplan op hulle beddens, teen dagbreek voer hulle dit uit, want die mag is in hulle hande. Onreg is om te doen wat verkeerd en sleg is as jy weet wat die regte ding is om te doen. Onreg is in kort om te doen wat die Here nie wil hê jy moet doen nie. Onreg is om te vergeet wat God wil hê jy moet doen. Hoe jy met ander mense moet leef, hoe jy met jouself moet leef, hoe jy met die skepping moet leef, hoe jy met diere moet leef, met minderes moet leef. As jy dit nie reg doen volgens wat die Here wil hê nie, is dit onreg. En kyk mooi hoe beeld dit uit in die digterlike vorm wat in die Hebreëus geskryf word. Watter tyd van die dag is jou varsste tyd van die dag? Jou helderste tyd van die dag? Jou beste idee uitdink tyd van die dag? Vroegoggend. Vir baie ouens voordat hulle uit die bed uitklim, as jy so tussen slymer en wakker is, het ek gewoonlik van my skerpste idees. Ek moet net fliks genoeg wees om op te staan om dit te gaan neerskryf, want baie van ons doen dit nie, en as jy by die stort kom, het jy dit klaar vergeet. Maar hierdie ouens nie. Die bedinkers van onreg lê daar in hulle bed, terwyl hulle wakker word, bedink hulle dit wat hulle gaan doen. Doelbewus, opsetlik, kies hulle om die dag in te gaan
teen wat die Here van hulle vra. Hulle weet wat die regte ding is om te doen. En of jy nou klein is, en of jy nou op laerskool of hoërskool, jy weet wat die regte ding is om te doen. Julle wat hier sit, julle ouers, julle het klaar geleer wat die regte ding. En jy weet wat dit is. En as jy dit nie doen nie, is jy so goed soos 'n ou wat onreg bedink. Die derde ding is onderdrukking. Hulle begeer stukke grond, neem dit af, huise en neem dit in besit. Hulle bedreig 'n man en sy gesin, 'n mens en sy erfdeel. Wat se definisie is dit vir julle? As julle nou daarna kyk, hy begeer stukke grond, neem dit af. Ek sien iets wat iemand het en ek vat dit. Geef ons 'n Afrikaanse woord nou vandag woord daarvoor, 'n boelie. 'n Boelie. Julle in skole, in laerskole, kleinskooltjies, groot skole, hoërskole. Ek wil amper sê in besighede, in families, loop dit dik hiervan. Boelies. Dis nie noodwendig dat hy fisies iets vat van iemand wat hy graag wil hê nie, maar hy vat iets weg van iemand anderste. En die Here like dit. Hy hou nie so baie daarvan nie. As ek nou terug staan en kyk na dit hoofstuk 2 vers 9 beskryf dit baie mooi wanneer daar staan, en ek gaan dit gou vir julle hierso lees. Julle verdryf die vroue en ek gaan nou daaroor sê uit hulle huise van kinders ontneem julle vir altyd die waardigheid wat ek gee. As ek kyk na onderdrukking, onreg, afgoderry, is deel van die groter prentjie is dat mense, dat die stede en die leiers van die stede en die geestelike leiers van die stede en tot in die huise toe gebeur die volgende, dat mense mekaar se menswaardigheid ontken, dat leiers of autoritaire figure mense se menswaardigheid ontken. En dis een van die dodelikste goed wat daar is. As jy iemand se menswaardigheid ontken. Aan die ander woorde, wanneer jy iemand laat voel dat hy of sy nie mens is nie. Wanneer jy iemand wat arm is, wanneer jy iemand wat 'n vrou of 'n man is, wat iemand wat anders as jy is, wanneer jy iemand wat minder het as jy, op 'n ander plek bly as jy, wanneer jy laat voel minder af laat voel. As jy iemand af laat voel op watter manier ook al, dan is jy besig op 'n subtiele manier dalk om hulle menswaardigheid te ontken. Ons landswette het vir baie lank dit gedoen. Ekonomiese besluit, maniere van goed doen dit nou dalk op die oomblik ook. Hoe jy waarskynlik jou werker by die plaas hanteer het, of jou werk, of die name wat ons vir hulle gee, het dit gedoen. Vir my was dit 'n groot bekeringsoomblik in my lewe, toe ek op Stellenbosch, een van die prim van Goldfields, ek het dit ook al baie gesê, maar ek wil dit weer sê, toe hulle vir my toe gesê, maar wat, julle gooi goed om, julle is geleerde mense, julle gooi goed, breek goede, en die kerk en al die dinge, toe sê die ou, maar julle in die landswette begin ons daarom nou dit al verander, maar die kerkwette nog nie. Sê ek, maar wat? Sê, in die diepte van die wette, wat in hierdie land was, het jy ons menswaardigheid ontken, misken, vertrap. En toe hy dit vir my sê, toe klap hy my amper bo van my voete af, met die besef daarvan. Die oomblik as 'n samelewing so gestruktureer is, as 'n huishouding so gestruktureer is, dat ons mekaar se menswaardigheid wegvat, onttrek, uitsuig, leegmaak van menswaardigheid, is dit korrup. Dan hoef jy nie eers jou beursie uithaal om dit te doen nie. En kyk wat daar staan. Hulle beroof mense van hulle klere, hulle staan by die stadspoorte vers 8, en as mense verbykom, pluk hulle mantels af en vat dit, net omdat hulle dit wil doen. Hulle jaag vrouens uit hulle huise uit. Een van die mees vernederendste goed wat jy kan doen aan 'n vrou, was om hulle uit hulle huis uit te. 'n Vrou was in elk geval net 'n besitting in daai tyd, né? En nou jaag jy hulle nog uit hulle huise, die plek waar hulle voel is hulle plek. Die vertaling sê waar die plek waar hulle verknog was. Want dis waar hulle identiteit kon uitleef. Hulle ontneem kinders van hulle veiligheid en toekoms, omdat kinders nie meer 'n blyplek het nie, 'n erfplek het nie. Word weggevat van kinders. As jy 'n kind sy veiligheid wegvat, jy vat van hom kos weg, jy vat van hom liefde weg, vat jy sy toekoms weg. En dan sê die Here, een van die grootste aanklagte wat 'n mens uit die ding kan uithaal, daar's vir hulle geen rede, as Here na sy kinders kyk, na Samaria en Jerusalem kyk, en na almal wat daarmee geïmpliseer word,
is daar vir hulle geen rede dat hulle in hierdie land moet wees nie. Dink in vers 5 staan daarso, wanneer die loting van die land gaan plaasvind, gaan julle nie stemreg hê nie. Dis een van die aakligste goed vir enige Jood gewees, as daar loting moet plaasvind, en hy het nie 'n plek, of iemand wat hom verteenwoordig, om deel van die loting te kan wees nie. Dit ontneem hom van sy menswaardigheid. Die Here sê, soos wat julle ander mense se menswaardigheid weggevat het, gaan ek julle sin wegvat. Jy gaan nie meer 'n plek hê nie, om te bly nie. God het 'n afkeer aan mense, luister baie mooi, vir almal. God het 'n afkeer aan mense wat mag begeer en besittings inpalm, ter wille van hulle self, en hulle eie verryking. God hou nie daarvan nie. Die implikasie daarvan is 'n stad wat ly onder 'n roofsugtige ekonomie, waar net sekere mense hulle sakke vol maak en die kwesbare, weerlose mense tuister. Op 'n ander manier te sê, die Here sê julle is mislukte stede. Julle misluk in julle bestaansreg eintlik wat ek vir julle gee. Mislukte stede, stede wat georden is, wat so saamgestel is, in terme van dat hulle is gebou op hebsig, op uitbuiting van mense. Ons eie geskiedenis sê iets daarvan, en ek wil miskien dit ook sê. Ek dink daai verlede wat ons nie nou meer wil praat oor, wat ons hoop almal kan vergeet het al. Daai ding loop nog dik, soos dik rivierstrome deur ons huise, deur ons skole, deur ons braaivleisvure. En ons whiteys wat hier sit, moet mooi kyk daarna. Want ons impliseer 'n sekere houding van mag, van hê, teenoor mense wat nie het nie. So wat beteken dit vir my en jou in terme van Micha? Die eerste ding is, ons moet erken dat God 'n genadige God is, maar ons moet sy heerskappy erken. Dis eintlik die pleidooi van Jona, onthou julle vir Jona die vorige boek, Jona wat eintlik op 'n stadium eintlik baie komies was, wat hy gesê, Here, ek het geweet jy gaan hulle vergewe. Ek het geweet jy gaan hulle vergewe. Terwyl ons aan die een kant vashou aan God se genade, moet ons weet wie is hierdie God met wie ons te doen het. God is nie ons speelmaatjie nie. Hy is nie ons gebedsknie kombersie wat ons onder die bed inskop as ons opstaan vergeet is van hom nie. God is God. En hy is hier. En hy is daar waar jy speel, hy is daar waar jy TV kyk, en hy is daar waar jy op jou rekenaar werk, en hy is daar waar jy ry, en hy is daar waar jy besigheid doen, en waar jy kuier. Daar's God. Ons moet onthou, God is steeds aktief, en sal nie toelaat dat sonde sy doel in die wiele ry nie. God wil dit nie. Dat sonde sy doel, wat is sy doel? Daar's legio teksies wat ons kleintyd al geleer het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God sal nie toelaat dat sonde in die plek kom daarvan nie. En hy het vir jou en vir my lief, en hy wil nie hê dat ek en julle moet gekeer word deur gemors, sodat ons nie sy liefde vir altyd kan ervaar nie. Daarom is die vraag, en hier is 'n vraag wat ek wil vra, en ek gaan nou nie baie uitbrei op dit nie. Hoe leef ek my geloof in ons gemeenskappe waar menswaardigheid broos is? En ek wil julle moet gaan grawe daar in julleself. Hoe leef ek my geloof? Hoe ek my geloof verstaan? Hoe challenge die profeet Micha my geloof in 'n wêreld waar mense nog steeds broos en weerloos is? Wat moet ek verander? Watter kritiek moet ek vat? En waar word ek geënergeer, opgesuig om voluit te kan leef, dat mense mens voel wat saam met my leef. Maar ook, hoe leef ons geloof in gemeenskappe wat swaar kry? Dis 'n retoriese vraag wat ek na julle toe wil gooi. Hier is die punt. Ons almal word geïmpliseer, en ek het al so ietsie daarvan laat val. Ons almal word geïmpliseer hierdeur. As daar 'n gebrek aan deernis is in jou huishouding, is die uiteinde dat jy 'n korrupte huishouding het. Want as deernis en liefde en vergifnis nie deel van jou huishoudingsmondering is nie, dis wat God wil. Dis die reg wat God wil in gemeenskappe, in huise.
As dit nie deel is van jou, is dit 'n korrupte huishouding. Dit is 'n plek wat iewers sypel, die onderrok hang uit van magmisbruik, van mense wat minder mens voel, van uitbuiting, van trap, van boelie. Ons almal, as ons nie lief het nie, is geïmpliseer. Maar, as jy ooit al gevoel het, maar God voel koud en ver en afwesig, soos die koue nou daar buite is die boodskap van Micha 1 en 2 ook, vers 11 en 12 moet julle gaan kyk, is amper 'n redaksionele invoeging, dit hoort nie lekker hierso nie. Vers 11 en 12 sê, daar gaan iemand kom, wat voor julle sal uitgaan, en vir julle lig sal bring. Daar is in hoofstuk 7 en hoofstuk 4, dink ek, is daar, ons gaan dit ook nog lekker stil staan by, is daar baie goeie prentjies daarvan, is dat die Here nie net as sein gooi, vir die profete nie, maar hy gooi heuning, waarvan ons kan leef. Daar's hoop vir die mense wat getrou is, en wat die Here vir hulle oproep. Wanneer die Here jou skud, en jy bly getrou in daai pad wat die Here vir jou gee, en jy doen jou alignment reg, jy kry jou sporing in die lewe reg, is daar hoop, dis wat hierdie ding sê. En ek wil die volgende vir julle sê, in terme van Micha 1 en 2. Jy moet aan mekaar vra, wanneer jy by die huis, by die werk, en waar jy is, wie is die Here? Wie is soos die Here? Dis wat ons gaan help om te align. Dis wat jou gaan weerbaar maak om die profeet se vrae aan jou te kan vat. Wie is soos die Here? Want die antwoord op daai vraag sit jou op jou plek, op jou regte plek. Dalk nie die plek waar jy wil wees, maar op jou regte plek. Kom ons bid die volgende gebed saam. En ek wil vra dat julle saam met my sal bid. Ek gaan voorgaan en dan antwoord julle as gemeente saam. Here, ons is bewus van so baie onreg, verdrukking, en mense wat ander mense boelie en seermaak. Kom ons antwoord. Here, vergewe ons aandeel daaraan. Wees ons genadig. Ons is nou op pad om huis toe te gaan eintlik. En as ons huis toe gaan en ons gaan leef nou elke dag, dan moet ons die volgende bid en ek wil julle weer saam by bid. Baie kinders hier, groot mense, kleintjies, almal weerloos is. Baie kinders het nie brood om te eet nie. Ons wil brood deel. Help ons Here om dit te kan doen. Baie kinders kry koud. Gee ons wysheid en moed om ons warm klere te deel. Baie kinders het nie huise nie. Gee ons krag om hulle te help om huise te bou. Baie kinders gaan nie skool nie en mis uit op die geleentheid om vaardighede te bou. Gee ons asseblief die moed, geduld en insig om hulle op die regte manier te help. So baie kinders voel minderwaardig en onseker. Gee ons asseblief die liefde en genade dat hulle geliefd en veilig kan wees. Kom ons deel nou ons gawes wat ons het, wat die Here met ons deel. So ons gaan die offergawes opneem, en terwyl die offergawes opgeneem word, gaan die ouens dit vorentoe bring aan die einde, en ek gaan 1 of 2 geleenthede vir julle uitwys, waar julle ook verder julle gawes kan deel, of deel kan wees van die gemeente. Die eerste is, ons herinner julle aan die 29ste Julie, die vleismark. Ons sien baie uit na die vleismark, so as julle ouens is wat kan help met skenkings vir 'n bees, 'n skaap, 'n vark of enige kontantdonasie, sal dit fantasties wees. Die jagters wat nog gaan jag, ons kyk ook daar so half skuins na julle kant toe. So enige wildskenkings, of dit ook 'n donasie is, of self 'n bok wat jy geskiet het, kan jy met Otter praat. Otter terloops gaan na die tyd, gaan hy in die kuier area wees met 'n paar pakkies biltong en droëwors. En dan kan jy sommer van konder en sê, Otter, ek gaan vir jou 7 gemsbokke bring. Of wat ook al. Klaar afgeslag en so. Ja, so gesels met Otter ook die wildsdeel, maar met die res kan jy met Johan van Grene gesels. En dan merk asseblief in julle dagboeke, die van julle wat dit kan maak. Ons begin die 24ste Julie met die vleiswerkery en by die Volbladers Aardappelstoor. Weer eens baie dankie vir hulle wat die fasiliteite beskikbaar maak.
Die van Green en Broers, julle bless ons ongelooflik. Baie dankie daarvoor. En dan, daar is nog van die koffie beskikbaar. Ek dink ek vinnig getel so 20 pakkies van daai koffie beskikbaar. Dis nog 'n lekker koffie hoor, moet ek nou sê. Julle kan maar van daai koffie koop. Daar's bone wat jy nou self moet maal en dan is daar gemaalde koffie. So julle moet so vinnig as moontlik die gemaalde koffie veral koop. As jy nou nie self kan maal nie. En dan is daar 'n paar pakke droewors of heelwat droewors en biltong, paar pakke biltong ook oor. Otter sal daar wees voorrig en dan kan julle met hom net kontak maak. OK, julle net vinnig, daar was navraag gewees. Julle kan vir ons net hierso wag. Julle kan maar so lank net sit. Daar's Johan. Wag net daarso asseblief ons. Daar is navraag gewees oor wat maak ons met die komberse, wat ons bring. Julle kan dit hier toe bring na die kantoor toe of soos daar geval het baadjies, warm baadjies. Of julle kan as julle kontak het met Kremok, met Andre Olivier, kan julle na hom toe self dit vat, maar die beste is om dit na die kantoor te bring en van hier af sal ons sorg dat dit versprei word. En weer eens van Badisa se kant af is daar ook 'n behoefte vir sekere kosse. Julle kan as julle weet waar Badisa se kantore is, kan julle daar gaan aflaai. So vir jou nader is, so nie kan julle dit enigtyd na die kantoor toe bring. En dan ook vir die George Sports Academy, die werk wat hulle doen onder kinders, kan julle daarna kyk. Julle is nou baie vinnig gehoorsaam gewees toe ek julle vra om hier te sit. Dit is die laaste Sondag van die maand wat gewoonlik ons dank Sondag is, waar ons vir die Here dankie sê vir die maand wat verby is. En hierdie is klein tekens wat ons vir die Here wil bring. Terwyl julle sit, gaan julle nie laat staan nie. Kom ons bid as 'n gemeente die volgende saam. Ons gee hierdie gawes, o Here, uit dankbaarheid vir u liefde. Ons bied hierdie offers, o Here, vir die diens in u koninkryk. Ons vra dat u die gebruik van hierdie gawes sal seën. Gebruik hierdie gawes vir ons in u diens. Ons maak ons oë net toe vir 'n oomblik. Here, u ken ons harte, u ken ons elkeen. U ken ons baie goed, want u het vir ons lief, u het vir ons gemaak. U weet van die goed en die sleg in ons. U weet van dit waarmee ons sukkel. U weet van dit waarmee ons goed is en wat vir ons maklik kom. U weet ook, Here, of waar ons ook al is in ons lewe, hoe ons met mense te doen het en wat vir ons daar ook maklik is in terme van ons verhouding met mense. Maar ons kom gee onsself in u hande. Here, ons wil 'n gemeenskap wees wat reg doen. Wat iets reflekteer van u en u heerskappy. Wat u genade wys na mense toe. Here, ons gaan nou hier uit. Ons gaan 'n bietjie koffie drink en saam kuier dalk en ons gaan huis toe en ons gaan vakansie hou en ons gaan werk en help vir ons om mense te wees, 'n gemeenskap te wees, Here, wat reg en goed leef, wat mense opbou, wat mense seën, en wat aan u alle eer en alle lof kan bring. Verander ons woorde, gebruik ons tonge om aan u lofsange te bring. En ons wil dit ook nou doen. Amen. Kom ons staan en ons praat oor hoe die Here is.
ontvang die seën van die Here en mag julle elkeen 'n fantastiese week hê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die krag en gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen. Baie dankie. Okay. Thanks, dankie.